het vanmôre met u 'n bietjie gepraat oor nekromansie, die oproep van dooies uit die dood. En Renier het my nou 'n interessante vraag gevra. Hy sê, maar wat nou van, hulle het nou weet van kinders wat, en dit is so, wat dood was in die hospitaal en die dokters het hulle as dood verklaar en na 'n ruk was hulle weer by en hulle het getuienis gegee van sekere dinge wat hulle gesien. Nou 'n kind is onskuldig. Nou hoekom is dit dan nou so as ons dan sê dat die Here laat nie toe dat dooies met ons spreek nie. Nou ek wil vir u vat na die boek van Johannes toe. Ek glo die Here sal my lei om vir u antwoord te gee. Maar ons gaan gesels daaroor. Boek van Johannes, hoofstuk 11. Maar voor ek soontoe gaan, wil ek vir u net lees uit 1 Samuel uit. Hoofstuk 2 vers 8. Vanaf vers 6. Die Here maak dood en maak lewend. Hy laat neerdal in die doderyk en laat daaruit opkom. Die Here maak arm en maak ryk, hy verneder ook verhoog hy. Hy rig die geringe op uit die stof en die ashoop verhef hy die behoeftige om hulle te laat sit by die vorste en hulle 'n erestoel te laat beerwe, want aan die Here behoort die pilare van die aarde en hy die wêreld daarop gevestig. Ek wil weer vers 6 lees. Die Here maak dood en maak lewend, hy laat neerdal in die doderyk en laat daaruit op. So die Here het sekere magte om te doen wat hy wil, soos dit hom behaag. Nou Johannes 11. En daar was 'n man siek, Lazarus van Betanië, die dorp van Maria en haar suster Martha. En dit was Maria wat die Here gesalf het met salf en sy voete afgedroog het met haar hare, wie sy broer Lazarus siek was. Die susters het toe na hom gestuur en gesê, Here, hy vir wie u liefhet is siek. En toe Jesus dit hoor, sê hy, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. En Jesus het Martha en haar seun en Jesus het Martha en haar suster en Lazarus baie lief gehad. En toe hy hoor dat hy siek is, het hy 2 dae vertoef in die plek waar hy was. Eers daarna sê hy aan die disippels, laat ons weer na Judea gaan. Die disippels sê vir hom, Rabbi, die Jode het onlangs probeer om u te stenig en gaan u weer daarna toe? Jesus antwoord, is daar nie 12 ure in die dag nie? As iemand in die dag wandel, stamp hy hom nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom omdat die lig nie in hom is nie. Dit het hy gespreek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend slaap, maar ons gaan om hom wakker te maak. Sy disippels sê toe, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. So Lazarus was dood. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. Want hulle het nie verstaan nie. En ek is bly om julle ontwil dat ek nie daar was nie, sodat julle kan glo, maar laat ons na hom toe gaan. En Thomas, wat Didymus genoem word, sê vir sy mededisippels, laat ons ook gaan om saam met hom te sterwe. Toe Jesus dan gekom het, het hy gevind dat hy al 4 dae in die graf was.
En Betanië was naby Jerusalem omtrent 2 myl daarvandaan, en baie van die Jode het al by Martha en Maria gekom en hulle oor hulle broer te troos. En toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Met ander woorde, sy was nou klaar moedeloos. En Martha sê vir Jesus: Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat alles wat U van God vra, God U sal gee. Jesus sê vir haar: jou broer sal opstaan. Martha antwoord hom: ek weet dat hy sal opstaan in opstanding in die laaste dag. Jesus sê vir haar: ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot die ewigheid. Glo jy dit? Sy antwoord hom: ja, Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God wat in die wêreld sou kom. En nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster, stilletjies en sê: die Meester is hier en hy roep jou. Sy het, toe sy dit hoor, vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. En Jesus nog nie in die dorp gekom nie, maar was in die plek waar Martha hom tegemoet gegaan het. En toe die Jode wat by haar in die huis was en haar getroos het, sien dat Maria vinnig opstaan en uitgaan, het hulle haar gevolg en gesê: sy gaan na die graf om daar te ween. En toe Maria kom waar Jesus was en hom sien, val sy aan sy voete neer en sê vir hom: Here, as U hier gewees het, sou my broer nie gesterf het. Toe Jesus haar dan sien ween en die Jode wat saam met haar gekom het, ook sien ween, het hy geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel en gesê: waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom: Here, kom kyk. Jesus sê toe geween. Die Jode sê toe: kyk hoe lief hy hom gehad het. En sommige van hulle sê: kon hy wat die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie? En Jesus het weer in homself bewoog geword en by die graf gekom. En dit was 'n spilonk en 'n steen het daarteen gelê. Jesus sê: neem die steen weg. Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom: Here, hy ruik al, hy is al 4 dae dood. Nou die vraag wat Renier my gevra het, is: hoe is dit dan moontlik dat iemand wat dood was en weer teruggekom het in die lewe, kan beskryf wat hy gesien het? Wat gebeur as die oomblik as jy sterf? Jou gees verlaat jou liggaam, jy is nie meer met ons nie. Nou waar gaan die gees dan heen? Waar gaan jou gees heen? Want hierdie liggaam is maar net 'n tempel van wie ek en wie jy is. Het huisves net ons gees. So waar gaan jy dan heen as jy dan nie meer met ons is nie? Want Lazarus is 4 dae dood, hy het al geruik, hy het gestink. Nou soos 'n dooie dier langs die pad stink. Al het hulle hom gebalsem. So Lazarus moes of gegaan het na die paradys toe, of na die doderyk toe. Want dit is die afwagtingsplek wat God daar beskik het, totdat op die wolke kom om sy kinders te kom haal, wat hy dan volgens die regterstoel oordeel sal oordeel, volgens hulle werke, of dan die wit troon oordeel wat 1000 jaar later sal kom. So Lazarus moes in die paradys gewees het. Nou wek die Here hom weer op, met ander woorde, sy gees het weer teruggekom na sy liggaam. So Lazarus was dan in staat om te vertel wat het hy daar gesien. Is dit nie so nie? En ek glo in my hart ook, dit is wat gebeur in sekere gevalle waar mense dood verklaar is. En hulle kom later weer terug in hulle liggaam, dat hulle kom beskryf wat hulle gesien het. En dit is ook wat met daardie kind gebeur het waarvan jy gepraat het. Wat beskryf het uit 'n man gesien op wit klere. En het was in 'n helder lig gewees. 'n Kind sal nie lieg oor sulke dinge nie. Hy moes dit ervaar het, hy moes dit gesien het. So dit is maar net die verklaring daarop.
Wat baie interessant is, ons moenie, of 'n waarskuwing wat hieruit kan kom, 'n mens moet nou nie so nuuskierig raak om meer te wil uitvind, en nou wil 'n mens die gees van afgestorwene oproep. Want dan soek jy vermoedelikheid. Want as ek Efesiërs reg lees, wat sê die boek van Efesiërs? Hy sê, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou, ek wil hulle liewer nie sien nie. En dit is hoekom die Here dan ook ons die geesteswêreld gesluit hou, sodat ons nie hierdie goed kan sien nie, want dit sal ons ontstel. Maar dit verhoed ons nie om in die gees met die Here te kommunikeer. Maar daar is sekere goede wat God nie in ons nou wil openbaar. Ek wil nie hierdie bose geeste in die lig sien nie, regtig, ek wil nie. Ek dink is 'n afskuwelike ding. So daarom weer hou die Here ons van hierdie dinge vir ons eie beskerming en vir ons eie beswil. Daarom mag ons nie hierdie mense met hulle glasballe gaan raadpleeg en hoor wat sien hulle nou daar van ons toekoms al hierdie goed. Dis moeilikheid soek. Maar as ek net bietjie verder kan praat oor vanoggend, 'n ding waarvoor ons ook baie versigtig moes wees, was ek eintlik glad nie aangeraak het nie. Is daar baie dinge in die kerk insluip wat onrusbarend is, wat nie veronderstel is om daar te wees nie. Petrus 1 vers 20. Wie vir vra my te blaai na 2 Petrus. Dis hier heel agter in die Bybel. 2 Petrus 1 vers 20 en 21. Hy sê, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe. Deur die heilige manne, mense van God gespreek. So dit is hoe maar 'n profeet in die ou tyd was, wat mense gelei het. Ek sê nie, daar is nie meer profete in vandag se tye nie. Maar ons moet versigtig wees vir mense wat profetiese bedieninge aanhang in die kerk, en vir jou sekere dinge kom vertel, en jy kan dit nie meet in die woord van God nie. Wees versigtig vir dit. En dan sal baie keer mense wat vir jou iets bring, dit klink soos die regte ding, maar is ook nie eintlik die regte ding nie. En dit is hulle doelstelling om die kind van God op 'n dwaalstoor te plaas en om te trek omdat hy onkundig is in die woord van God. As ek 'n voorbeeld vir julle kan gee, is dat ons leef in 'n tyd, en ons kan dit self sien in die Nuwe Bybelse vertaling, hoe hulle baie die woord Jesus uitgehaal het en hulle sê net hy. En wanneer 'n mens die woord lees, dan is jy nou partykeer onseker, wie's die hy van wie hy nou hier praat? Is die Here Jesus of is dit 'n ander hy? Dit confuse jou. En dit is niks anders 'n blaatante triek in my oë om mense te mislei om te erken wie Jesus Christus is nie. Want nou is daar mense wat sê, nee, maar Jesus Christus was net 'n profeet van God. Hy is nie die seun van God. As ietsie so wat ek gemerk het, wat ek vir julle wil vertel. Net 'n bietjie kyk.
Dan moet ons mense ook versigtig wees. Vir mense wat kom met Hebreëse en Griekse woorde. Hulle beïndruk jou met hulle skynbare groot rykdom van kennis. Ek het niks teen Griekse of Hebreëse woorde nie, maar as mense wat, as hulle met jou gesels, is dit al wat by hulle mond uitkom, en hulle verklaar hierdie goed vir jou, pas op. Dit lyk asof hulle so diep in die woord van die Here is, maar daai Griekse woorde en Hebreëse woorde beteken vir my niks. Het is goed om dit te weet, om daai kennis te hê. En baie keer kos daar sekere Hebreëse woorde wat 'n baie dieper betekenis het, maar dan moet dit vir jou uitkom. Dit help nie, hy beïndruk jou net in die woorde nie. Nou daar's daar mense wat vir jou sê, ons glo dat die Bybel die woord van God is, sover dit korrek vertaal is. En dan maak hulle aanspraak daarop, hulle die gawe van vertaling. Dit is tipies wat die Israeliete doen. Hierdie Israelitiese beweging, hulle hou gewoonlik kerk buitekant die dorp, op 'n plaas of op 'n plot, kom hulle by mekaar. Vertel vir jou, nee, maar ons Afrikaanse Bybel is eintlik nie reg vertaal nie, dit moet eintlik so wees, of dit moet sis wees. Hulle plaas jou op 'n dwaalspoor. Ek laat my nie vertel, Tosius en Malan, die mense wat die Bybel vertaal het nie geweet wat hulle doen nie. Die Bybel is oorgeskryf in Afrikaans onder leiding van die Heilige Gees. Hierdie is mense wat die Here gedien het. En toe baie Afrikaans sprekendes nie tevrede was met die Bybel nie, het hulle weer na die vertaling gaan kyk. En hulle het die hele Bybel weer deurgegaan. En uiteindelik maar bitter min plekkies gehad wat hulle reg gemaak het, want dit is soos die Gees van die Here hulle gelei het. So moenie laat enige iemand julle mislei of julle vertel dat die woord van die Here in Afrikaans nie eintlik reg vertaal is nie. Nee, dit is strooi man. Christian Science. Nou, dis 'n beweging onder leiding van Mary Baker Eddy. Sy glo ook dat die Bybelse vertalings nie vertrou kan word. Nou, hulle het die gawe van vertaling verkry en dan vertel hulle nou vir jou eintlik wat daar moet staan. En hoekom sal die Here dan net vir sekere mense die gawe van vertaling gee? En ek lees ook nie in die woord van die Here dat een van die gawes van die Gees van God is nie. Die gawe van vertaling. So pas op vir hierdie goed. En die Bybel waarsku ons in 2 Korintiërs 11 vers 4. Hy sê, want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig het, dan moet ons dit nie glo nie, want daar sekere kultusse wat ontken dat Jesus God is of dat Jesus mens is. Die Jehova getuies. Wat glo die Jehova getuies? Hulle verklaar dat Jesus die eerste geskape wese van Jehova is. Jesus het daarna alles geskape. Voordat Jesus die aarde bewandel het, beweer hulle dat hy die aartsengel Michael was. So onmiddellik, as iemand sulke stelling kwytraak, dan is hulle besig om in 'n sekte te wees. Dis 'n godsdienstige sekte. Nou Charles Russell, een van die stigters, het gesê die skrifture ontken die leerstelling van die drie-eenheid van die Godheid en verklaar dat dit 'n sataniese poging was om die mense te verblind van die kennis aangaande Jehova en sy seun Jesus Christus. Die Mormone, wat sê hulle?
Die Mormone sê dat Jesus een van vele gode was, wat vanaf menslikheid tot goddelikheid gevorder het. Hy was die eersgebore geestelike kind, ontvang in 'n seksuele vereniging tussen die hemelse Vader en 'n hemelse moeder. Hy was die broer van Lucifer. Waar kom mense aan hierdie goed? En ons baie jong mense vandag wat hierdie goed opeet vir soetkoek, want hulle is onkundig in hierdie woord, hulle weet nie. Ek weet nie of jy so weet van 'n paar jaar terug nie, was daar in Amerika so, ek kan nie die ou se van onthou nie, ek dink dit was Brown. Was dit Brown? Wat ook 'n klomp mense mislei het, en hulle het naderhand saam met hom op sy plaas gaan bly. En hulle wou die Amerikaanse regering omverwerp, hulle het 'n klomp wapens op die plaas gehad, maar hy het hulle so verblind met sy godsdienstigheid, het hulle alles gegee vir hom, hulle het alles geglo wat hy gesê het. En toe die Amerikaanse regering op hulle toesak, en vra dat hulle moes uitkom uit 'n skieruit waarin hulle gebly het, hulle eenvoudig geweier. Hulle het toe daai skuur in die brand gesteek, en hulle is almal binne in daai brand dood. Net omdat hulle hierdie ou se woorde aangehaal het. Ja, daar was heel wat sulke siektes. Hier's ander mense wat sê dat Jesus Christus was 'n gewone mens soos alle ander mense, maar hy was net sonder sonde. Hier's 'n ander ene van Armstrong. The Worldwide Church of God. Hier's met hulle wêreldwye kerk van kennis, van God kennis maak deur die middel van glanspapier. Wat oulike tydskrifte wat hulle uitstuur, en jy kry dit nou nog by rakke wat sê the plain truth. Lyk vreeslik godsdienstig tot jy binne en lees. Dan kom jy agter, maar hierdie ou is besig met 'n godsdienstige glans wat glad nie God gerig is nie. Armstrong ontleen leerstellings van ander kultusse. Armstrong het uit 'n beweging gekom uit die 7-daagse Adventiste uit. En volgens hulle het hulle 'n groot openbaring van die 10 gebooie en die eerbiediging gekry van die Sabbatdag op 'n Saterdag. Nou ons weet dat die Sabbatdag eintlik op die Saterdag is, wat heeltemal korrek is. Maar nou kom hy met leerstellings wat dit heilig maak. Deur die woord van die Hebreëse woord vir God Elohim gebruik te maak, leer Armstrong 'n pluraliteit van persoonlike gode, verklarende dat ons almal 'n God kan word. Armstrong sê dat God 'n familie is, nie 'n drie-eenheid nie. Hy sê daar's net 2 persone in die Godheid. Daar is God die Vader en die God van Abraham, Isak en Jakob, die een wat Jesus Christus geword het. God die Seun. Ons kan God word, alhoewel aan die ander kant sal ons nooit gelyk wees aan God die Vader nie. Armstrong leer dat Jesus Christus 'n begin gehad het. Voor hy ontvang was deur Maria, was Christus nie die seun van God nie. En oor die opstanding en die volgende te sê, toe Jesus uit die dood opgestaan het,
is hy as seun van God gebore. Nou was Christus God. Opgestane Christus was nie langer menslik nie. Christus se liggaam het verdwyn toe hy gesterf het. Luister wat sê hy van die Heilige Gees. Armstrong sê dat teoloë blindelings die valse leerstellings aanvaar het dat die Heilige Gees 'n derde persoon is. Die leerstellings van die drie-eenheid word 'n kettery genoem wat God beperk tot 3 persone. God se Gees word God se goddelike liefde genoem. Die Heilige Gees is die klem waardeur ons verwek is deur God. Sien, hy kom met hierdie snaakse goed. As jy nie kundig in die woord van die Here is, dan klink dit reg. Luister wat sê oor sonde. Armstrong verklaar dat die apostels in die Nuwe Testament en Jesus Christus absolute gehoorsaamheid aan die 10 gebooie onderrig. Ons moet tot inkeer kom van ons sonde. Dit is reg wat hy sê, nee. Dit beteken dat ons moet wegdraai vanaf ongehoorsaamheid voordat ons God se genadegawes kan ontvang. Siekte is die straf van sonde. Genesing is vergifnis. Armstrong glo dat God ons enigste dokter is. Medisyne is 'n heidense praktyk. So hulle glo glad nie medisyne nie. Partykeer weet 'n mens medisyne nodig, want waarom sou die Here geneesheer daar geplaas het? Ons weet dat Lukas se geneesheer was. Luister wat sê hulle oor bevryding. God reproduseer homself in ons deur sy lewe in ons te plaas. Wanneer ons verreese is, word ons onsterflik en word ons soos 'n God. Na opstanding het ons lewe in onsself. Ons sal ons Skepper Vader beraad en adviseer. Menslik. Dis mos nou uit die bose uit. Hoekom sal ons God wil beraad en adviseer? Luister wat sê oor redding. Jesus is die enigste menslike wese wat tot op datum gered is. Armstrong leer dat die bloed van Christus nie 'n persoon uiteindelik red nie. Dit red slegs van die doodstraf. Doopsbediening is noodsaaklik vir redding. Die Heilige Gees kom met doop deur die oplegging van hande. Slegs hulle wat geestelik groei, sal ewige lewe geskenk word. Slegs wanneer Jesus terugkeer, sal hy die wêreld red. Die millennium is die tweede kans aan hulle wat nie glo nie. Luister wat sê hulle oor vergelding. Armstrong verklaar dat die dood uitwissing is. Die onsalige sal na die millennium opgewek word om uitgewis te word. God sal slegs die red wat onder sy gebooie staan. Die ongeredde sal ewig duren of ewige straf ontvang. En ewig beteken ewig durend. So, baie van hierdie goed hy sê klink half reg. So hy sluk mense in met deur hulle onkunde. En 'n ander ding wat ek deesdae in die kerk sien posvat het, is hierdie ding van hierdie geluksalige gesprekinge wat sê once saved, always safe. Jy het nie meer nodig om sonde te bely nie. Jy het nie nodig om heiligmaking na te streef nie, want as jy een keer gered is, jy gered. Want as jy nou in sonde pleeg na jy gered is, dis oké. Jy moet dit net nie weer doen nie, want die Here het jy mos nou klaar gered. Dit is goed dat mense kwytraak. Ek weet nie of pastoor dalk iets wil sê ook nie. Is daar nog enige vrae? Ek het wel gesê ek sê julle later bietjie bedien oor kersies. Waar kom kersies vandaan? En hoe Kersvader vergelyk met Christus en hoekom baie mense Kersvader aanhang in plaas van Jesus Christus?
Ja, jy sien, daai is goed wat uit die Katolieke kerk uitkom. Met hulle glo ook, weet, is besprinkel jy met 'n bietjie water, as jy nog gedoop is, okay. Ja, die woord van die Here is baie duidelik vir ons. Dat ons moet bely wie Christus is, dan sal ons gered word. Ons moet ons sondes bely. Jy moet jou saak met God regmaak. Ja. Maar selfs die doop ook, daar's 'n groot onenigheid in kerke, net oor die doop. Ek meen, daar's kerke wat dink, het hulle wil hulle doodlag, omdat sekere kerke 'n doopbad voor in die kerk het. Vir hulle is dit 'n verskriklike praktyk, maar hulle lees nie die woord van God nie. Hulle verstaan dit nie. Ja, daar's baie dinge in die kerk wat eersdag gebeur wat. Dit grief my, ek hou nie van dit nie. Weet ek het vanmôre so vlugtig daarin geraak in Kanada, Toronto, het hierdie Toronto blessing ontstaan, waar mense in die gees begin lag en begin rondrol op die vloer en sulke goed. Nee man, dis nonsens daai, waar kom dit vandaan? Ek lees in die woord van die Here, mense in die gees lag. Of huil soos babietjies. Pastoor, iets wat pastoor wil sê. Iets wil deel. Ek wil nie hoor. Sy disippels het hom byvoorbeeld gevra, in hoofstuk 24 vers 3 sê, en toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die tekens, wat koms en van die volëinding van die wêreld. Jesus antwoord en sê vir hulle, die eerste wat hy sê, pas op, dat niemand julle mislei nie. Soos hy, dis die eerste teken wat hy sê, pas op, dat niemand julle mislei nie. Soos ek al baie gesê het, ek glo dit seker baie meer, daar is soveel denominasies in ons land, en is, die mens soek 'n maklike godsdienst, hy wil leef soos hy wil, hy wil maak soos hy wil, en dan wil hy glo, God is nog steeds lief vir hom, en hy kan hom aangaan, jy weet, en dis nie wat God sê nie. Dis nie wat die Here wil hê nie, ons moet dis baie versigtig wees, dis gevaarlik om te dink God is liefde en God is net liefde, maar ek sê vir die kinders van God, die bloedgewaste kinders van God, die wedergebore kinders van God, se werk is om God te bewys as 'n regverdige God. Dat verkeerd nie in God se oë reg is nie. Dis hoekom hy spesifiek sê, jou skepingsdoel is om God te plesier. Jy is nie hier om jouself te plesier nie, en dit is 'n gevaarlike ding, want as jy leef
om jouself te plesier, en ons moet baie ernstig waak daarteen, want daar is soveel dinge wat mense doen. Kom ons gebruik 'n voorbeeld. As hulle 'n liedjie sing, wil hulle lekker sing. En dit gaan nie oor dit nie. Die doel is, ons moet God verheerlik. Ons skepingsdoel is om God te verheerlik. Nie 'n liedjie sing omdat hy vir my lekker is nie. En ons moet 'n liedjie sing wat vir God 'n plesier is. Ons moet vir hom 'n aangename geur wees. En dis baie versigtig. Dis hoekom ek sê, ons ondersoek alles en behou die goeie. Dit is God behaag. Ek wil graag 'n stelling maak wat 'n baie bekende leraar gesê het. Hy het die stelling gemaak. Hy sê God is sewevoudig. Hy's baie populêr. Hy's 'n Jood self. En daar's baie mense wat hom aanhang. Ek meen, as hy kerk hou, dan hou hy nie kerk vir sulke mense nie, is benewens sy stand. En hy het gesê, God is sewevoudig, en gevee wys wat, dit staan in die Bybel geskryf. Dit staan regtig in die Bybel, dat God sewevoudig is. Amen. Nee, ek wil jou nie mislei nie, maar ek wil hê jy moet kyk, hoe kan mens so maklik verkeerd gaan. Hy sê, Johannes sê, aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle en vrede, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste, wat voor sy troon sit. 7 geeste, 7 geeste, wat, so God is sewevoudig, want God is gees. Dis mos waar daar staan ons 7 geeste. En kyk eens hoofletter, dit praat van die geeste. In Openbaring 1 vers 4. Ja, hy praat van die 7 geeste. Nou, die boek Openbaring is absoluut simbolies. Jy moet waak daarteen. Jy kan nie dit sommer nie. Daaroor is dit so nodig dat jy altyd die skrif in konteks en verband lees. Die 7 geeste, die 7 simboliseer volmaaktheid. Hy praat nie van 7 geeste. Dis 'n volmaakte gees, die Heilige Gees. Dis wat dit is. En hy vat dit en ek geloof my hele hart, hy het nie 6 maande aangehou nie. Toe's die Heilige Gees op hom. Toe bely hy dit voor die hele mense en ek dank die Here daarvoor. Hy het gesê hy het 'n fout gemaak. Verstaan, dis wonderlik dat hy dan tot bekering hy het sy sonde bely. En dit is nie, mens moet baie versigtig wees as jy die skrif lees. Dat mens nie sulke goed kwyt raak nie. Al wat ek vir u wil sê is, moenie te veel ander boeke by die Bybel lees nie. Maak seker, as jy die boek lees, dan lê die Bybel langs jou. En dan moet hierdie boek, moet nie die skrif seermaak nie. Die woord van God is God se woord. Die Bybel is God se woord. En as jy 'n boek lees, mooi om 'n boek te lees, maar asseblief waak daarteen dat jy die skrif, dat hierdie ou maak saak wees hy nie, ek het nie 'n saak wees nie. Maar hy mag nie die skrif seermaak. Hy sê 'n stelling maak in sy boek, moet dit skrif gefondeer wees. Dit moet absoluut, dit werk so. En as ek en jy die Here vra, dat die Heilige Gees ons openbaar, sal dit goed gaan. Amen. Want onthou, is die tyd vir ons leef. Dis hoekom ek spesifiek van Matteus 24 praat, is die eindtyd. En die mense sal so maklik verlei word, want daar is baie dwaling. Daar is baie stellings en baie goed wat gedoen word. Die antwoord is, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. God se belange vir jou lewe. En God wil jou regtig seën, God wil jou onderskraag en bystaan. Amen. Waak teen dit. Dit gaan jou gebede verander. As jy nie daarteen waak, as jy verkeerde goed gaan begin glo, gevaarlik. En geloof my, daar's baie mense, wat, kom ek gebruik 'n voorbeeld, wat glo as hulle vir jou bid en jy val nie om nie, want jy nie die Gees van God jou nie aangeraak nie. Daar's baie mense wat dit glo. Waar staan dit in die Bybel? Verstaan jy? En dis so dwaling, so maklik. Dat iemand omgeval nou. Waar die mense omgeval? Hulle het omgeval, hulle aangesig.
Die mense wat God se aansig soek, het op hulle aansig geval. Dis regtig so. Ja, houd hom respekteer op die hoogste graad. Want ek sê, as God jou aangeraak het, sê jy vragies nie dieselfde bly nie. Dis nie manier nie. Jy sal nie dieselfde bly nie. En daar is baie mense, en dit is in die orde van die dag. As jy populêr raak, dan doen jy seker goed. Ek sê vir u, ek weet voor my heilige siel dat hierdie dag, die 12de Mei 2013, gaan God van my rekenskap gee wat gesê was in hierdie kerk. Hy gaan rekenskap van my eis wat hier gesê was. En ek gaan nie my krone verloor as gevolg van populariteit nie, dat is nie manier nie. Ek gaan dit nie prys gee nie, dat is nie manier nie. Ek wil regtig aan die bruid van Jesus wees, en ek wil daar bly. En ek wil hê almal wat ek mee deel, moet dit weet, ons gaan soontoe, ons gaan nie ander plek nie. Maar daar is soveel mense wat nou die salwing breek elke juk. Die krag van God moet deur my werk. En die krag kan nie werk nie, as ek nie, dis nie 'n kwessie van, ek klap my vinger, dan is dit daar nie. As ek salwing in my lewe soek, dan moet ek in gebed bly, en ek die gees van God nie uit nie. Ek moet saam met die gees van God wandel. Ek gaan dit nie kry deur hierdie plastiek halleluja pompies nie. Nou is nie manier nie. Dis nie manier nie. Dis wat hulle doen. Nou wil hulle nie afsonder nie. Nee, hulle wil sommer net instap. Nee, my broer, ek moet hierdie Bybel deeglik lees, en ek moet alles verstaan, en ek moet voorberei na diens toe kom. Ek moet weet, as ek praat, moet mense se hart aangeraak word, en die gees van God moet elke woord bevestig. En ek moet dit self evalueer, jy ook. Ek moet dit evalueer, as almal eet vis, man, wie eet die gratis? Roeklus, die gratis eet. As jy seer maak, man, dan glo my bene is onderkos. Is dit so? Ek eet nie bene nie. Ek eet hom deeglik skoon, ja. Jy het nie been geëet, jy eet net die mug. Ja, nee, ons moet regtig baie verstaan wees. My broer en suster, ons het hierdie lewe, jy gaan nooit weer die 12de Mei 2013 oorkry nie, maar jy moet daai oomblikke maksimum benut om God maksimum te verheerlik. Hy verdien dit. En daaroor moet ek so versigtig wees en so waaksaam wees. Kom ek gebruik 'n voorbeeld, by die werk is dit nie maklik om die Here te dien nie. Ek was daar, man. Iemand nou 'n stelling gemaak, krulkoppie, was daai broer vir my daar in die hoek agter. Dit beteken ek met 80 van hulle gewerk. Dis 'n paar, hoor. Ek alleen was vir 80 verantwoordelik. Maar as ek gesê het A, dan sê hulle A saam met my. En as ons ding saam gedoen het, ons 'n liedjie gesing vir Jesus. Ek het hulle gedruk. Ek sê, as ons nou hierdie ding wil vinnig doen, dan werk ons saam, die Here gaan saamwerk. En hy ketel het gebrul, Boetie. Hy het gebrul as ons inklim in hom. Ek het 'n chemiese ketel gewees, en hy het aangepak so. Dan vat ek uit klomp ouens, en ek sit met elke man gat, sit ek hulle op, ons sal so gelyk met die onderpunte van iTunes, ons sing ons. Siyabonga, Jesu, Siyabonga, en dan sing ons liedjies, en ons loof die Here. En nou, ek sê vir jou, dit was my permanente job om my kleuters skoon. As hy ketel afkom, dan is ek daar, dan moet ek hom skoon. As gevolg van genade. As gevolg van Jesus Christus, my wysheid gegee het om hulle te werk. Dis al 'n probleem op Madoopie. Hulle dien nie die Here nie. Ja. Al wat jy moet maak, is jy met al die oukies wat baasboys is, moet jy by mekaar kry, vir hulle sê, kom, ek wil na die Here toe lei. Dan inspireer hulle die ander. Amen. 'n lewende getuie is 'n konkrete bewys dat daar krag is, vir neergedaal is deur die Heilige Gees. Wat sê Handelinge 1:8. En jy sal krag ontvang deur die Heilige Gees vir jou kom, jy sal my getuie wees. So, dis wat gebeur, ons moet hierdie oukies by die Here kry.
Dis hoe ons daar moet uitkom. Halleluja, maar as bang vir hulle. Ek het sien hoe bang is jy, ons ek het ouens al gesien dat uit hierdie kerk het sê, nee, ons gaan weggaan. Ons gaan los. Nee, God het nie 'n fout gemaak toe hy die job gegee het. Geloof my, die Here is ten alle tye in beheer. Amen. En ek en jy is hier om te heers oor die werke van die bose. Is dit nie so nie? As daar siekte in jou liggaam is, en jy gaan koot elke keer, gaan jy baie siek word. Sien net, jy glo so Armstrong. Genesing sien kom nie deur medikasie nie. Tragies, nee. Prys die Here. Maar ek wil regtig vir julle sê, ons is almal oop vir enige vrae. Moet nooit, as jy enigstens twyfel, ons in die Heilige Gees sal saamwerk. Die Here sal ons help, en ek sal nie valse lering gee nie. Ek beloof u, so waar God leef, ek sal liewerster die bediening quote as ek enigiets sê wat nie in die Bybel staan. Wil ek liewer sien bediening staan. Ek moet dit nie, kan dit nie anders doen, want my Jesus, my beminde Jesus, is op die spel. Sy beeld is op die spel, en ek gaan dit nie toelaat nie. En as iemand om af te hakel, as ek boop hom, niemand breek my Here se beeld af nie. En ek is baie ferm baie keer, as gevolg van dit. En ek baie keer lyk ek baie kwaai. Jy vrou het al vir my gesê, jy is te kwaai. Maar wat gaan ek maak? Ek gaan nie toelaat dat iemand my kind, my God, my beminde God, se beeld afbreek en hom soos 'n dweper laat lyk of soos 'n ruggraatlose, slap ding, ongedisciplineerde mens. Nee. Werk nie so nie. Ons dien die Here en ons gaan voluit vir dit of ons los dit. Ons geen kompromie vir die bose nie, niks. Ons is enigste vyand die duiwel en ons is bemagtig om hom totaal kragteloos te hou. Inteendeel dood te hou. So enige lering gaan nie in ons kop inkom nie. Ons gaan hom nie toelaat nie. Ons is nie bygelowig nie. Ons is gelowig. Halleluja. Prys die Here. Die Here is goed. Amen. So vrede, baie dankie vir die Here, hoor. Hy het spesiaal afgevat by die werk, hy hoef nie môre so vroeg in te gaan nie. Hy hoef eers 9 uur daar te wees, net om vanaand hier te kon wees. Nee, ek maak 'n grapie. Ekskuus. Ek moet sê, ekskuus Here, nee, sy vergadering begin eers 9 uur. Ja. So hy gaan môre vroeg, baie vroeg opstaan, hy sal 4:45 pad. Ja. Ja. Dis reg. Sê enige vrae asseblief. As ons mekaar relig wandel. Amen. Amen. Kom ons help mekaar, ondersteun mekaar. Dis regtig nodig. Amen. Dis hoekom ons regtig as 'n familie moet funksioneer. Wat maak 'n ma wat 3 weke laas van 'n kind gehoor het? Bel hom. Waar is jy? Nee. Wat maak 'n regte pa wat sien sy kind doen verkeerd? Ja, sy sien hy doen verkeerd. Die eerste ding is vra die Here, gee my wysheid, dat my vermaning so erg sal wees, dat dit die mens kan oortuig, want die Gees van God sal hom oortuig, as hy die regte woorde in sy ore sit. Nie net sommer afklim of maak soos, moenie op iemand afkom om te geweld. Die Bybel sê, as jou broer sien sondig, kom na hom toe met sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy nie sondig. So sagmoedige antwoord is jy antwoord. Prys die Here. Is julle bly? Is julle bly, julle is vry? Het julle ook 'n Spreuke, Johannes 6 vers 32, vers 36, Sy iemand wat dit kan lees? Iemand wat wil lees? Johannes 6, vers 32. Wat sê hy?
Is dit dit? Is dit reg? Johannes 6. Dis nie Johannes 6 nie. Dis Johannes 8. Wat sê 36? Amen. Ja. Jy sien ek het fout gemaak. Ek het dadelik o, Here, wat ek nou sê. Sê Here, nee, maar sê vers 8, maar hoofstuk 8. Ja. Prys die Here, nee, die waarheid maak jou vry, hoor. Kan jy 'n suurtier wees nie, jy kan nie selfgesentreerd wees nie, regtig is nie moontlik nie. As jy toelaat dat die waarheid jou vry maak, is daar nie egosentriese gees nie. Eie belang is uit. Amen. Weet jy hoekom sê ek dit? Omdat Christus volmaak is. Ek kan nie al werk nie. Prys die Here. Ons sluit dit af. Dierbare Vader, ons loof U vir die voorreg en die groot seën om vanaand dan ook te kon aanhoor wat U vir ons wil deel. Baie dankie dat ons absoluut gestig en gebou word. Baie dankie vir die seën, Here, dat U ons ook gaan help, soet Heilige Gees, dat U die naprediker sal wees en elke woord sal bevestig. En laat ons, soos U woord sê, waaksaam sal wees, nugter en sal let op wat U sê, Here. Baie dankie vir die seën dat U ons sal beskerm en bewaar. Want daar is nie 'n beter bewaarder as U nie, wat aan U sluimer of slaap glad nie. Ons prys U daarvoor, ons eer U. Sê vir U, dankie Here, vir die seën op elke broer en suster, en elkeen wat oorgaan, te hoor. Jesus Christus naam. Amen. As ek ons sing 'n lied, terwyl ons dan ook die Here seën met sy tiende in ons offers.